Die vrou het in die vroeë oggendure wakker geword van die koue en stramheid wat haar liggaam in 'n spasma getrek het. Die benerige liggaampies van haar kinders het haar hele lyf vol gelê. Die een se kop het op haar bors gerus. Nog een was opgekrul in die holte van haar maag. Die ander twee het na haar arm en in die waai van haar bene gelê. Hulle uitgeteerde liggaampies het haar vasgepen op die harde, koue grond van die ronde tent. Saggies het sy die lyfies van haar afgetel en hulle teen mekaar op die opgestopte kakiekombers neergelê. Sy het hulle styf toegedraai met die paar growwe kakiekomberse wat hul enigste bron van hitte was. Toe het sy lank oor haar arms en bene gevryf om weer 'n bietjie lewe in haar liggaam terug te kry. Sy het haar bene teen haar lyf opgetrek en haar kop op haar knie laat rus. Toe het sy innig begin bid. Sy het gebid vir die dag en vir 'n wonderwerk. Here, het sy gebid, gee ons op hierdie dag 'n wonderwerk. Laat my kinders se spoelklip oogies weer blink. Laat hulle weer borrelend skaterlag van genot. Here, net een wonderwerk vir hierdie lang dag wat koud en leeg en honger voorlê. Net een wonderwerk vir hierdie dag, het sy gebid. Sy het haar kakiekombers styf om haar koue maarskouers getrek en die tentklap oopgeslaan. Die ysige koue het haar oë laat traan en in haar reeds stram koue ledemate gaan lê. Sy het vinnig die tentklap styf toegemaak en in die donker gevoel na waar die brandhout onder die seiltjie lê. Dom van die koue het haar vingers die fyn houtjies gebreek. Toe het sy die vuur begin pak en versigtig aangesteek. Die vlamme het gulsig begin lek aan die houtstompe en sy het op die klip by die vuur gaan sit. Die hitte het stadig by haar klere en vel ingekruip en haar koue ledemate het begin ontspan en lig geword soos die donsveertjies van 'n kuiken. Een klein wonderwerkie vir vandag, het sy gebid. Toe die dag begin breek, het sy die emmer geneem en na die marokspruit toe gestap. Die ryp het onder haar voete gekraak soos fyn glas wat breek. In haar hart was daar 'n groot vrede en 'n afwagting van 'n wonderwerk wat hulle sal vlerke gee en laat wegsweef uit die ellende van hierdie Betuliekamp. Sy het met die emmer die laag ys op die water gebreek en saggies begin neerie. Sy was vanoggend voor al die vroue by die spruit. Vandag sou sy ook van die eerste vroue wees wat in die rye by kampkommandant Russell Deer se kantoor staan en wag vir die weeklikse rantsoene. By die vuur het sy die erg besoedelde water eers deur 'n neteldoek gesuig en toe die driepoot vol water op die kole gesit. Sy die enigste en laaste koppie mieliemeel stadig in die kokende water ingeroer. Haar soet stem het die koue oggendlug gevul met die suiwer klanke van Psalm 31. Op u betrou ek, Heer den Heeren, op u gelykt betaamd, ai laat my nooit beschaamd, van uwen troon teruggekeren. Help my op my gebieden, door u geregtighede. 'n Klein wonderwerkie, Here, laat hulle oogies net weer blink.
het sy gebid. Een vir een het hulle uit die tent gestrompel. Die kakiekomberse styf vasgeklou in die uitgeteerde handjies wat soos valkloutjies gelyk het. Hulle het om die vuur op hulle hurke gaan sit en die handjies koesterend uitgehou na die vuur waaroor hulle die hele nag gedroom het. 4 paar oogies was gerig op die 3-pootpot wat die hongerspook in die maag sou help stilmaak. Versigtig het sy die deksel gelig en met 'n beker die mieliemeelwater in elke kind se blikbordjie geskep. Blaas, blaas, het hulle die bordjies na hulle monde gebring en soos uitgehongerde hondjies die te warm vloeistof afgesluk. Hulle oogies het getraan van die wasem in warm pap wat hulle mondjies verbrand het. Maar hulle het bly sluk en die bordjies uitgelek totdat die laaste spoor van die mieliemeelwater verdwyn het. Net 'n wonderwerk, het sy gebid met trane wat agter haar ooglede brand. Toe die strale van die Vrystaatse son die ryp in die kamp begin smelt, het die vrou met haar skotteltjie na die kampkommandant se kantoor toe gestap. Daar was reeds ander wat by die rantsoenplek saamgedrom het, toe sy daar aankom, maar sy het haar skotteltjie vasgehou met hande wat soos engelvlerke kelk. In haar hart was 'n groot rustigheid en 'n diepe ootmoedige afwagting. Net genade vir vandag, Here, as dit U wil is. 'n Wonderwerk. Tydsaam en met langdradige presisheid het die haaskakie Hendrik de Villiers die rantsoene afgemeet. Van die vrou het in 'n argument met hom betrokke geraak, tot hulle eie nadeel het hy hulle rantsoene geknoei. Die onrustigheid van die vroue om haar het haar nie geraak nie. In haar bors het 'n vlinder gesit en in haar ore het duisende engele geneurie. Toe haar beurt aanbreek, het sy haar skotteltjie met albei hande uitgesteek en geen argument gesoek nie, net so stil voor haar uitgekyk. Sy het die gewig begin voel van die afgemete suiker, meel, koffie en mieliemeel. Net 'n klein wonderwerkie. Volgende, het Hendrik de Villiers gesê. Die vrou het die skotteltjie teen haar maag vasgedruk en na die karige inhoud gestaar. Tussen die meel en die suiker het dit gelê, 'n klein blikkie goue stroop. Is dit die wonderwerk waarvoor ek gebid het, Here? Het sy met 'n klip in haar bors gevra. Sy het moeisaam teruggeloop tent toe. Die skotteltjie met die weekse rantsoen het soos lood na haar arms gerem. Weg was die vlinder en die engelstemme. Trane het oor haar wange geloop en op die blikkie goue stroop en meel gedrup. Toe het sy 'n stem gehoor. Al hoe harder en harder het die stem geroep. Waarom my siel, waarom onrustig? Verbly jou in die Heer. Die stem het 'n ritme in haar stap geword. Haar voete het tussen die tente beweeg, soos 'n ribbok. Sy het lig geword soos 'n arend. By die tent het haar kinders vir haar gewag met hulle blikbordjies. Sy het 'n lepel gaan haal en die goue stroop op hulle borde laat loop. En toe het sy dit gesien. Hulle oë het begin blink en die kleur van die goue stroop aangeneem. Toe het die vrou begin lag en klokhelder het haar kinders se stemme saam met haar